Goeiedag vriende. Ons het verlede week uit 1 Johannes 4 gelees en gesê dat 'n mens op verskillende maniere na die werklikheid kan kyk. Jy kan na individuele gebeurtenisse kyk en daarop fokus. En dit word dan baie keer die bril waardeur jy na God en na die lewe en na jouself kyk. 1 Johannes 4 nooi ons eintlik uit om op 'n ander plek te begin, om 'n ander bril op te sit, die bril oor wie God is. En uit 1 Johannes 4 het ons geleer dat God liefde is, dat hy ons eerste lief het, en dat daardie liefde in Jesus aan ons bewys het. En ek het jou uitgenooi om daardie bril op te sit wanneer jy na die lewe en na jouself en na God kyk. Vandag wil ek graag hierdie tema voortsit deur uit Romeine 8 te lees vanaf vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? En dan vers 38. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele, of magte of teenswoorde of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus, Jesus, ons Here. Weereens, die fokus op Jesus. En dat Jesus se liefdesdaad vir ons kom bevestig dat God ons liefhet. En dat hy ons liefhet met 'n onverbreekbare liefde. Daar is niks wat ons van sy liefde kan skei nie. Niks wat in hierdie lewe gebeur, kan ons van die liefde van God skei nie. Dat God in sy liefde, in selfs die slegte, teenwoordig is by ons. Selfs die slegte wat met ons gebeur, kan ons nie skei nie, selfs nie die dood nie. David bevestig dit mos in Psalm 23, in die eerste gedeelte, dan praat hy oor God, en dan gaan hy in die donker diepte in, en dan ontdek hy dat God daar is, en dan begin hy met God praat. Al gaan ek deur die donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is met my. In U hande is ek veilig. Jesaja 43 sê dit ook mos. Moenie bang wees nie, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En dan sommer maar net my eie woorde, as jy deur die water moet gaan, sal dit jou nie wegspoel nie, of die vuur, dit sal jou nie brand nie. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. God se liefde vir ons beteken dat die God van liefde, die God wat ons eerste lief het, die God wat sy liefde in Jesus bewys het, teenwoordig is. Selfs in die dal van doodskade weer, selfs in die donker diepte. En dan die laaste waarheid waarop ek graag uit hierdie gedeelte wil fokus, is dit wat in vers 31 staan. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Vriende, God se liefde vir ons beteken dat hy nie teen ons is nie, maar dat hy vir ons is. Ek wil graag vir julle 'n aanhaling lees wat vir my ontsettend baie in my lewe beteken. Ek dink dit is
geskryf deur Trevor Hudson, of in een van sy geskrifte het ek dit raak gelees. Maar ek lees dit graag vir jou. Die opskrif is, God loves you. No matter what you have done. Not because you go to church. Not because you read your Bible. Not because folks think you are spiritual. And no matter what sins you have committed. No matter how calloused your heart and soul have become. God loves you. Not because you are good. Not because you are famous or have served others, but because you are you. To you, God has said yes. God is saying yes. And God will eternally say yes. God is for the you that is you. Nes ek is, nes jy is, beteken God se liefde, ek is vir jou. Ek is nie teen jou nie. Hoe sal dit wees, vriende, as ons met hierdie bril na onsself kyk, na selfs die slegste gebeurtenisse in ons lewe en na God, dat wanneer die slegste van die slegte gebeur, weet ek, hy is teenwoordig. Selfs dit kan my nie skei van sy liefde nie. En wanneer die slegte van die slegte gebeur, dat ek kan weet, ek kan reken daarop, dat God vir my is. Here Jesus, dankie dat U die bewys is, dat God vir my lief is, vir ons lief is. Help ons om die bril op te sit van God se liefde vir ons. Dat hy vir ons is. En dat daar niks is wat ons van sy liefde kan skei nie. Amen. Mooi loop, vriende. Totsiens.